Hartlik goeiemôre ook aan almal wat vanoggend inluister. Dit is maandagooggend die 19de Januarie. Ag, en wat 'n lekker voorreg om jou vanoggend te mag groet in die mooiste naam aan ons bekend. Die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Liewe vriende, almal wat inluister, oupas, oumas, mamas, papas, liewe kinders, studente. Soos julle weet, ons is steeds besig met die oorhoofse tema van innerlike genesing. En hierdie week gaan ons so 'n bietjie tyd vertoef by 'n baie kosbare, belangrike onderwerp rondom genesing, en dit is vergifnis. Genesing en vergifnis. Nou ek nooi jou om in jou eie tyd so 'n bietjie die woord van die Here nader te trek, oop te slaan, daar by Johannes hoofstuk 8. En dit gaan natuurlik daaroor die vrou wat op heterdaad betrap is terwyl sy oorspel gepleeg het, nê. En ja, dan bring die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes haar voor die Here Jesus, en hulle is gereed om, soos die Joodse wet dit bepaal, haar te stenig en met klippe dood te gooi. En dan gebeur daar iets baie interessant. Jesus daag die skrifgeleerdes en die Fariseërs uit, en hy sê dat die een wat sonder sonde is, dan die eerste klip optel en gooi, en as hulle dan stil verdwyn, dan praat hy met die vrou alleen. En hier gebeur iets so diep en so kosbaar, en ons moenie dit mislees nie. Jesus vergewe haar oortredinge. Maar terselfdertyd sê hy dan ook vir haar, gaan heen en moenie meer sonde doen nie. En die waarskynlikheid dat die vrou dan agslaan op die Here Jesus se woorde, vermoed ons is groot, en dat daar vir haar innerlike genesing plaasvind, en dat sy 10-1 dan 'n getroue volgeling van Jesus word, is 10-1 so. Uit hierdie verhaal leer ons 'n paar waarhede waarby ons hierdie week gaan stilstaan. Naamlik, vergifnis skep die atmosfeer vir genesing en verandering. Sonder vergifnis gaan 'n mens sukkel om innerlik te genees, want daar moet 'n bepaalde atmosfeer wees waarin genesing en verandering vir jou en vir my kan plaasvind. En dit sien ons uit hierdie teks. Kom ons kyk vir 'n oomblik bietjie nader na die teks, want ons moet in gedagte hou dat al die Joodse wette wat oorspel verban, en op die einde van die dag sê dat dit met die dood gestraf sal word. Al hierdie dreigemente, al hierdie moontlike beskuldigings kon hierdie vrou nie genees nie. En dit het haar ook nie daarvan weerhou dat sy oorspel gepleeg het nie. Kom ons sê dit soos dit is. Preke en beskuldigings en teregwysings en vingerwys skep nie noodwendig die atmosfeer waarin mense genesing, verandering en groei kan ondervind nie. Nee. En daarom is vergifnis so belangrik. Vir jou en vir my om 'n regtig innerlike genesing te begin ervaar, vra dit dat ons die Heilige Gees sal vertrou, om ons by 'n plek te bring, om die Heilige Gees te vra, om ons daar te bring waar ons voor die Here kan sê, Here, vergewe my. Ek wil breek met dit wat 'n muur tussen my en U veroorsaak. En dan ontstaan daar 'n atmosfeer wat vergifnis alleen kan bring. 'n Atmosfeer van innerlike genesing. En terselfdertyd dan ook die begeerte om te wil verander. Wanneer ek en jy dus as sondaars die ervaring het dat daar 'n aanvaarding van ons by God is, ten spyte van al ons oortredinge, en dat hy dit verwyder het, so ver as die ooste is van die weste, en dat ons eens skarlakenrooi was en nou so spierewit soos sneeu en wol voor hom staan, dan beleef ons aanvaarding, terselfdertyd liefde,
En dan sê ons vir mekaar, daar's 'n atmosfeer waarin ek van my innerlike seer genees en ook wil verander. Wat 'n wonderlike wete en voorreg. Daarom mag jy voor die lewende Here en God gaan kniel, soekend na vergifnis, want dit gaan jou bring by 'n kosbare atmosfeer waarin jy wil verander en genesing ten diepste kan beleef. Ek bid dit vir jou. Mag dit vir jou en vir my en elkeen wat inluister 'n kosbare waarheid wees. Ons verklaar dit, bely dit en glo dit in Jesus Christus se naam. Amen.